Vader, ons wil U loof en prys. Dit is die dag wat U gemaak het. En ons gee onsself oor gees, siel en liggaam. Heilige Gees, dat U ons gaan lei in hierdie dag. En dankie vir U goedheid. Ons bid vir 'n gees van kennis, wysheid en insig. En dankie dat ons weet dat U het 'n verbond gesluit met die ordinances, met die sterrehemel en met die son en die maan. En elke dag as ons opstaan, dan weet ons, en ons kyk net na die son wat opkom, en ons kyk in die aand na die sterrehemel, dan weet ons, U is die een wat 'n covenant gesluit het, en soos wat U 'n verbond met hemel en aarde gesluit het, en 'n verbond met die hemelliggame gesluit het, so staan U verbond, ewige verbond, wat U met Abraham gesluit het, en ons is kinders van Abraham, en ons wil U vanoggend loof en prys. En dan bly die bloed van Jesus oor ons, seël ons af in die naam van Yeshua Mashiach. Thank you, Lord. Amen. Amen. Halleluja. Kobus sal nou weet, Israel was in Orlando gewees. Ja. Vir 3 weke by Reinhard Bonnke, hy was uitgenooi soontoe. Ons sy ministry in Florida, wat hulle training gedoen het. Dit het gister net so maar gesels en ek en hy, ag, dit is al 'n paar jaar wat ons net lekker fellowship een keer 'n week. En ek vra toe vir hom, okay, nou waar het die training gegaan? Sê hy, Daniel Kolenda het in die begin van die jaar op sy hart gehad, en het 'n program geskryf wat hulle aan gemeenteleiers moet oordra, hoe om gemeentelede een op een na Jesus toe te lei. So, dit wat sê ek maar, dis wat die Heilige Gees vir ons gesê het. Dat is wat ek elke dag doen. Ja. Maar hoeveel gemeentelede kan dit een op, dis die vraag. Toe ek in Kobus begin sit, toe vra ek hom, is jy jou lewe vanoggend, kom ons sê, Werner, jy stap vanoggend in 'n gemeente in, en die pastoor sê vir jou, okay, hy sit jou op gunpoint, of jy sit hom op gunpoint, en dan sê vir hom, kies enige van jou lidmaat, of kom ek kies 'n lidmaat, en voor die einde van die dag, met daai oue siel, met daai ou 'n verlore siel na Jesus toe lei en hy moet hom inbring na die gemeente toe vanaand. Dink jy hy gaan sy kop op die blok sit vir dit? Ek het dit want hy het daai selfde vraag gevra. En nou die volgende vraag is, ek het dit vir Kobus gevra. As jy nie enige lidmaat kan kies, wat een sal jy eerste kies in jou gemeente? Kyk, dis 'n preek altyd. Ek altyd sê preek, kyk ek lei. Ek sien wie konsentreer, wie konsentreer, wie's aandag is daar, wie nie. Want jy kan hulle maklik sien. Jesus het gesê, vir daai ouens wat die vuur wat die man gesak het. Ja. And he saw their faith. So jy kan ook iemand se geloof sien waar hy is en waar hy en daai oorangstigheid en wanneer jy preek, jy kan sien hy vat. Ja. En daai wat Acts 2:37 sê, and they were cut by the heart. Ja. Daai onmiddellik dat jy weet dat die trane begin loop. Dis is 'n done deal. Ja. Maar as jy kyk en ek sê dit nog steeds elke dag, al die mense in die kerk is nie gered nie. Nee. En al die mense in die kerk dink hulle is gered. Ek was ook daar. As iemand my gevra het, "Gaan jy hemel toe?" Yes, I was deceived. Jy sien, as die duiwel kan vir jou lieg, hy kan sê jy's gered. Nou, maklik. En jy kan dit net praat en sê, jy weet, daar sê ek is gered. Maar meanwhile is jy nie, want dis hoekom ek sê, as mense hulle Bybel lees, dan kom na my toe en sê hulle, as hulle die Bybel lees, hulle verstaan dit nie en sê, get saved, jy is nie gered. Want as jy gered is, dan kom die Heilige Gees en hy help jou, hy is die helper, hy is die teacher hier, so hy sê, jou help met hierdie woord van die Here. Ja. Dat jy ten volle sal verstaan. Ja. So is belangrik dat jy, en ek weet hoeveel mense ek kan sien wanneer ek counsel, wanneer ons hulle na die, eerste ding wat ek doen, ek lei hulle na die Here toe, ek maak al hulle deure toe. Sodat ek kan weet hulle is nou reg op 'n regte plek, dat ons kan weet hulle is regtig gered. En hoe amazing it is daarna,
hoe dat persoon verander, as hy vergewe het en sy lewe reggemaak het, God Here hom gesond gemaak het. Super wow. Jy weet een ou wat jy nou vandag gered het, is legit, want dit was one-on-one. Dan kon ek teken die gesig ook sien, Ja, is dadelik. stap jy. Dadelik. Dadelik, ek weet ek kan dit video, want die ou se gesig, hy kom maar aan, baie van die mense huil, hulle is te bang om aan die plek in, daai kantoortjie in te loop. Dan sê ek, relax, moenie worry, jy gaan nou lag en jubel, en nee, kan dit wees, impossible, but with God, all things is possible. Ja, as moet 'n honger te kry, en ek meen, ek baie keer as ek preek in die kerk, en laat ek die hele kerk opstaan, ek laat die hele kerk sonder lei hulle almal na die Here toe. Ek wil weet, at least ek het probeer. Ja. Want as jy een ou of 3 ouens vorentoe kom as skaam, dan is die ander ouens bang om vorentoe te kom, nee. Maar as almal in die kerk opstaan en sê, kom ons bid met ons regte hart, nee. En almal bid saam, ja, prys die Here. 'n vraag. En ek dink dit is belangrik om die onderskeid te tref, veral as ons met ouens gaan deel daar buite. Is daar 'n verskil tussen glo en bely? Ons gaan dit nou vir julle in die skrif wys. Ja, Is daar 'n verskil? ja, Van wie glo almal? Wat sê die skrif? ja, is met jou. Wat sê hy? Kyk gou daar op die bord. James 2:19. Ek gaan nou vir julle gou 2 goed wys. He believed that there is one God. Do well. The devil also believe and tremble. So kan net om te glo jou in 'n verhouding met Jesus bring. Kom ons kyk gou wat sê. Dan vir julle 'n skrif wys. Hierdie skrif het my omgebou. John 12:41-42. These things said Isaiah when he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, among the chief rulers. Nou wie sê die chief rulers in Afrikaans is die owerstes. Sien julle daar? Nevertheless, among the chief rulers, also many, wat doen hulle? Many believed on him. Sien julle daar? Ja. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put off in the synagogue. En dan vers 43, for they loved the praise of men more than the praise of God. Ek meen, hierdie is kragtig. Hierdie is kragtig om te weet, dat die chief rulers het in Jesus geglo, maar hulle het hom nie bely nie. Nou verstaan ons, as ons hierdie sien, hoekom Romans, hierdie kan jy skryf, dit is baie belangrik om hierdie te weet. As jy met ouens praat, of ouens te vra, glo jy of het jy hom bely? As hulle vir jou sê, ek glo ook, of ek gaan kerk toe, hoekom? Want ek glo. Maar dan vra jy hom, het jy hom bely? Kyk hierso. If you confess with your mouth the Lord Jesus, and you shall believe in your heart, sien julle daar, glo in jou hart, but you confess with your mouth, you shall, that God raised him from the dead. Dis die kern waar dit inkom, dat hy opgestaan het uit die graf uit, nee. You shall be saved, then you shall. So baie mense glo, waarin moet jy glo? Hamilton is mos nie dieselfde nie, want in Johannes sê weer, Ja, die Here sal jou in die lig vat en jy sal confess en dan sê jy vry. dit is maar as met die woord in konteks gaan lees. Kan ek iets sê? Ja, verseker. Geloof werk presies dieselfde soos wat jy verstaan. Jy moet met jou, die hele Bybel werk so, jy moet glo met jou hele hart en jy moet sê met jou mond. Jy sien, die woord van die Here is belangrik dat jy dit praat, want die duiwel moet hoor wat jy sê. Hy kan nie jou denke verstaan nie, hy kan nie weet wat jy dink nie, maar hy kan jou die denke gee. Maar nou die meeste van die mense, die duiwel bring die denke, en van die denke wat in hulle kop is, gaan hulle hart toe, en dit kom uit hulle mond uit, so hulle activate die goed en verkeerd. Maar as jy vol is van die woord van God, dus geloof is die vaste vertroue op die dinge wat jy hoor, die evidence of things not seen. So nou, hy sê jy moet confess, I'm healed by the stripes of Jesus. The Lord, I give thanks to my Lord. Ek moet dit sê, ek kan dit nie dink nie. Verstaan, dis absoluut, jy moet glo, die hele Bybel is glo met jou hele hart en confess met jou mond.
As iemand spreek en jy wil weet, reveal Jesus to me. Maar die Bybel sê, test the spirits. So ek kan nie net sit en dink dat hy moet vir my sê, as ek nie, jy weet seker is van, confess Jesus. Ja. En as hy sê, ek weet nie wat jy sê nie, dan ken hy ook nie sy Bybel. Die Bybel sê, he who's come in the flesh, Jesus come in the flesh, he is Dis in of John. God. Ja. Ja. Yes, so jy moet met jou hart glo alles van die Bybel en met jou mond praat. Deur die wonder van Jesus Christus, Here, as ek genees. Ek dank U, ek staan op U woord, U belofte. Net gou 'n vinnige vraag. Nee, jy kan vra. Ja, jy moet die God se woord nie confess. Dit is wanneer hy in lyn kom, wanneer dit dinge gebeur. Maar so 'n paar jaar terug in die Here vir my skrif gegee, Proverbs 16:3 wat sê, commit your works to the Lord and your thoughts shall be established. Meditate on the word. Okay. Meditate, die Bybel praat van oralste, meditate on the word, meditate on the word. So met ander woorde, jy moet nie die duiwel jou kop 'n workshop gee nie. Jy moet die woord van die Here moet in jou kop Wat in jou lees. Yes. Meditate on the word of God. Delight yourself in the Lord and He will establish you. He will give you the desires of your heart. Ek sit toevallig kan ek net gou Ja, jy tydens iets vandag. Ek het gister toe kelslike ouetjie en hy sê vir my hy lê op sy bed en skielik kom daar wat hulle het gesê dat hy moet Singoma word. Hulle wil hom initiate dat hy Singoma word en hy wil niks weet van dit nie, want hy kom uit 'n Christelike huis uit. En hy sê en hy lê op sy bed en hy slaap en skielik word hy wakker en hy voel, hy sien 'n swart donker wolk kom in sy kamer in. En dit is soos 'n vacuum cleaner wat sy asem uit sy mond uittrek. Daar kry hy nie asem nie. Hy kan nie beweeg nie, kan hy sy arms optel nie, hy kan niks doen nie. Hallo. En hy sê, the only thing I could think of is Jesus Christ is my Lord. Dis al wat hy in sy kop gesê het, nee. Instantly. Ja. Dis ja. Instantly. So met God is niks onmoontlik. Ek meen sou ek weet vir jare toe ek net gered word, dan loop ek na my huis toe waar ek van die hotel af loop huis toe. As ek by my huis inkom en voel ek evil, dan begin hulle my wurg. Ek loop nog net na my huis in, maar toe het ek geweet wie ek is, Jesus. Ek's gered. Ek het confess. Maar nog geweet wie ek is. So ek het nie geweet ek het die autoriteit om hierdie duiwel te jag. So as ek in my kamer toe gaan, dan in die nag pen hulle my ook vas. En toe die ou wat my counseling geleer het, toe sê hy vir my, het my baie goeie goed geleer. Maar die een ding wat hy verkeerd geleer het, my gesê, ek kan nie geen demon aanvat nie voor ek met die Here praat. Hy moet my toestemming gee. Maar toe sê ek maar, Luke 10:19 says, I have given you all authority over the power of the enemy. And you will trample on scorpions and snakes. Nothing will hurt you. Toe sê hy, nee, daai is nie relevant jy moet vra. Maar toe ek daai skrif gebruik, net dit weet jy Jesus Christus is net. Gooi my. Wap. Van daai dag af nooit weer sukkel nie. So I moet sê, devil, listen, die Bible sê submit to God, resist him. Ja. Daar's jou confess, daar's jou die skrif wat Kobus gehad. Kyk aan. Whoever shall confess that Jesus is the Son of God. God dwelleth in him. But you see, daar's 'n verskil. Not whosoever shall believe, whosoever shall confess. Ek het nou daai skrif opgehad in James 2:19 wat gesê het, even the devil believe. Alright. Maar nou toe net daarna, net om terug te kom, toe ons John 12:42. Kyk links. These things said Isaiah when he saw the glory and he spoke, nevertheless among the chief rulers. Nou die chief rulers is nie hierdie ouens, jy sien dit net lidmate nie. Hulle was bo gewees, jy verstaan, hulle het autoriteit gehad, saam met die scribes en die Pharisees. Nevertheless, among the chief rulers, also many believed on him. But because of the Pharisees, they did not confess him. Lest they be put out of the synagogue, lest they be put out of... Jy sien, iewers het die scribes geweet, daar's iets in confession as Lord.
En dit is die probleem wat die wêreld het. You can believe in him, but the moment you confess him as Lord, dan is hy Here oor jou. For they love the praise of men more than the praise of God. Nou vir my vraag, gebeur hierdie goed nie in ons gemeentes vandag nie? Dat ons die praise of pastors meer ag is the praise of God. Vertel ons net weer daai van confession en hoe dit jou kromosome van, hè? Ek moet net teruggaan na homogloobia. Ja. Dit beteken jou kromosome. Kom ons gaan net laat ons dit sommer net hier doen terwyl ons daar's. When you confess, sien julle daar links, daar op die bord, daai woordjie homologeo, sien julle hom? Strongs 3670, die tweede een van bo af. Ek gaan nou een op, hy's nou heel bo, sien julle hom? Ja. Alright. Homologeo. Nee. Alright. Kom ons ek gaan maak hom groot. Toe ons hierdie woord. Not to deny him. If you have to deny yourself. Nou, daai woord confess is 'n declaration. Sien jy daar staan ook declare. Openly speak. Openly speak. Jy sien dit is baie maklik om te sê geloof is 'n persoonlike saak. Kom ons stem nie. Baie ouens sê dis 'n persoonlike saak. Praat jy daaroor? So kom ons het tools en ek het met Israel gepraat dat ons kyk want die een ding wat hulle gesê het, is twee goed wat ons al oor hier gepraat het. Kom ons sit net daai twee goed neer. Een is jy kan nie gaan confess. Jy kan nie gaan getuig as jy nie die Heilige Gees het. Ja. So ons moet by Acts 1 uit begin. Onthou julle daai eerste keer wat ons verlede jaar gesit het, toe sê ons kom ons in daai Vrydag is Israel hier en baie van die ouens is gevul aangeraak deur die Heilige Gees. En die aanraking is nie net te sê jy moet altyd omval. Jy weet as jy die Heilige Gees ontvang het. Jy weet, jy kan in eerste plek kan jy getuig van hom. En jy's vol van hom. As jy 'n ballon opblaas en blaas en blaas, gaan hy tot op 'n plek kom. Hy gaan voel, okay, hier is nou op 'n plek wat hy gaan bars. So dit is hoe ons moet groei in stature. Dat jy nie kan stil bly waar jy is nie. So in die eerste plek moet ons dit doen en die tweede plek wat ons gesê het wat ons nie gedoen het nie. Al doen ons dit vanoggend vir 5 minute. En elke ou kom en sê, ek skryf hierdie ou se naam neer. Kom ek vra of jou Dirk het jy iemand wat jy in jou gedagte het wat ongered is wat jy na Jesus toe wil lei. Ken jy iemand? Daar is mense wat soos hulle sê hulle Maar ken jy ten minste een? Ken jy ten minste een? Wat jy sê of ken jy almal wat jy ken is hulle gered? Kom vra nie. nie almal. Okay. Nou wie van die wat jy ken wat nie gered is nie? Dink jy nou ek het hierdie ou op my versier. Jy weet as jy gaan jag, dan sit jy haal jy uit teleskoop uit en jy plaas hom. Op jou target. Het jy iemand in jou gedagtes wat sê ek het hierdie ou my gedagtes? Nee. Jy James? Werner? Het jy iemand wat jy sê? Want baie keer is die ou wat jy dink wat nie gered gaan. Ek het my oom gedink jare terug. O ja. Ek het daai tyd die eerste roadtrip wat ek met hom gehad het, ons het in Messina gaan jag. Toe ek by pitstop is, toe sê ek, alright, nou weet ek. En ek gesê hier, nou gaan ek net Jesus gesels. Ek is nog nie by Soutpan nie, toe sê vir my ek kan omdraai as ek oor dit wil gesels. Hy sê ek kan my aflaai ook. Hy sê maar ons gaan die naweek geniet. Ons praat nie daai dinge nie. Hy het net gesê ons praat nie daai dinge nie. So 4 jaar daarna, toe soebat hy my. Ek vra hom nou, wat wil jy eintlik hê? Hy sê man, jy weet wat ek wil hê, ek wil ook aan Jesus hê. Nou my probleem is jy so iemand in jou gedagtes wat in jou verseer is en sê, hy gaan nie ontsnap nie. Onthou hierdie persoon het ek gesê, dis die laaste ou, die dag van gesê ek moet hom aflaai. Dat jy so iemand wat jy weet, jy kan nie met hom oor dit praat. Dis die ou wat jy in jou verseer moet sit volg. Want nou sê Israel vir my, Daniel Kolenda sê,
You have to talk to God about people before you can talk to people about God. So dis waar, nee, ons het dit al gehoor. Kobus het dit al. Hy weet, hy's 'n counselor, hy's 'n evangelist, dis sy werk daai. Hy loop elke dag met die geweer met die teleskoop. Hy's vol ammo, hy's oorgehaal en hy's in die jagveld. Hè? Regte oorlog. En een ding het ek geleer van die jagveld. Ek hou baie keer hou ek die wil daar by Hoekland Hills dop. Weet jy wat, hulle raak al so arrogant, hulle loop hier voor my verby. Daai goed gaan jy nie kry as jy in die jagveld is nie. Hulle is baie versigtig, hulle maak spore. Nou, hy is 'n evangelis wat beweeg waar die willebokke is. Hulle gaan hom ook uit sy versier uit. Het jy al gesien daai keer wat jy tot bekeer kom, almal vlug van jou. Want hulle is bang jy om die braaivleisvure en die plekke. Hoor ons gaan nou Jesus gesels, nee. Ja, mense hak weg. Jy Jy is nie op hulle park nie. Nee, dis Oh, jy nie meer nie. ja, hulle is op. Nou so ek dink ons ek het by ek het 'n persoon in gedagte al vir 33 jaar. En ek het hom al van alle angles afgetraai. Ek het hom al kwaad gemaak, ek het hom al liefde gegee, maak nie saak watter kant hom wil vat nie. As ek hom baie kwaad gemaak het, dan het hy al vir my gesê, hoorie, maar dink jy skuld? As ek hom baie liefde gegee dan, maar daar's nog plek, hy het nog nie die oorgawe gemaak. Ja. En hy lees sy Bybel, hy lees die woord, maar ek weet hy het nog nie tot wedergeboorte. Nou die volgende vraag, en dan gaan wat ek wil hê wat ons moet kyk vir volgende week. Die ouens wat kan ek net Ja, net jy vir mag, die jy mag. kan jy net na Hebreërs 10 vers 23 toe gaan. Kom ons gaan 10:23. Julle sien ons met daai vuur moet in ons aangesteek word, nê. Nee. As daai vuur nie brand nie, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful and promised. Let us hold on to the confession of our hope without wavering, since he who promised is faithful. Confession. Ja. You see, die promises of God, he says, I am faithful and I will do it. Amen. So maar jy moet, as jy sê net maar 'n siekte het, okay, dan moet jy dit sê, Here, ek dank U deur U wonde is ek genees. Ja. Deur U wonde is ek genees. So ek is die genees. I'm the healed, resisting sickness in Yes. Jesus name. Nou maar kyk gou daarso Hebrews 3:1. Hy sê therefore holy brothers and sisters who share in a heavenly calling. So ons het 'n gemeenskaplike doel hierso. In die primêre doel van ons almal hier is siele. Ja. Dis ons primêre doel is verlorenes, nee. That's we share in a heavenly calling. Consider Jesus the apostle and the high priest of our confession. So die woord is so ryk, dit spring oral op waar ons kyk. So ek het vir Israel gevra dat ons op 'n tyd laat ons kom en laat ons daai doen wat hulle, want daai goed is geskryf en is beproef. En wat hy sê, hulle doen dit oor 12 weke, maar hy kan dit op 'n Saterdag ook doen. En die eerste ding wat hulle doen, hulle gooi jou nie onmiddellik in die diep kant in nie. Dis hoekom ons so lank oor hierdie goed gesels, want ons wil hê die Heilige Gees moet jou op 'n plek bring. Gister vra ek vir iemand, ek sê, weet jy wat, kom as ek jou die vraag vra, gemeenteleiers in Bloemfontein, en ek sê daarom hulle onder 'n bus in te gooi nie, want ons is self, almal is dienaars en almal is liefdesslawe, nee. Maar gemeenteleiers in Bloemfontein, die vraag, ek praat nie in Suid-Afrika en in Bloemfontein, dink jy almal van hulle is in staat, of hoeveel persent van hulle is in staat, om iemand een op een na Jesus toe te lei as hy in die straat ingaan? Ja. Ek praat nie eens van lidmate nie, Ja. ek praat van geestelike leiers. Dink jy kan 'n geestelike leier vra, waar jy kom stap, kan ek sê, jy gaan hom toe, sê vir hom, dominee pastoor, ek challenge hom, sê vir hom, kan u vir my dalk wys,
Kan ons Saterdagoggend saam na 'n mall toe gaan? Kan jy vir my wys? Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Om iemand een op een na Jesus toe te lei. Kan u my wys, dan kry ek u by die mall en dan stap ons Saterdagoggend deur en dan kyk ek hoe u dit doen. Dis 'n challenge. Dis 'n groot challenge. Want dit is so goed. Ek sê vir Kobus, wys jy vir ons of jy sê vir my wys ek. Ek moet dieselfde van James kan sê, ek moet dieselfde as ons gereed is met enige een van ons hier kan kom en sê, okay Dirk is vanoggend jou beurt. Ons loop agter ons shadow, jy al lei hom nie na Jesus toe nie, maar jy gaan die vraag vra. Jy sien, dit kom by daai vraag wat jy eers moet vra. Dis wat mense is in fear want hulle wil nie vra nie. En die Bybel is uitdruklik dat jou loon en krone word vir jou bymekaar gemaak in die hemel. So meer siele jy kry, jy moet iets leer. Ek lei jou na die Here toe. Jy gaan weer en jy's aangeraak, gaan weer vir hom na die Here toe lei. En dit eskaleer. Want die ou wat regtig aangeraak is met die gees van God wat regtig gered is, en nie stil bly. Ja. Die Bybel sê the righteous is as bold as a lion. So jy word so bold, soos Andre tereg gesê het, jy word nie meer op die funksielys, jou naam is nie meer daar nie, want mense wil nie van jou hoor nie, want al wat jy kan praat is Jesus. Dis al wat ek kan praat. So, as ek weet van my kinders, hulle kuier nog, hulle doen hulle ding, en dan sit ek aan een kant, dan sal hulle nie na my toe kom, pa, hoekom sit jy een kant nie? Dan vra my vrou, hoekom sit pa een kant? Sê hulle, los jou pa, hy compromise nie, los hom net uit. So, hy is happy daar waar hy sit, doen julle hele ding. En die vuur binne my net, en die anger binne my brand nou. En ek het na my seun toe gegaan en ek het gesê, kom ek en jy sit gesels. Toe sê hy eerste woord wat hy vir my sê, pa, moenie my dominee wees nie, wees my pa. Boem, vuis ou in die gesig. Verstaan jy, dis nou in jou familie, en soos die Bybel sê, profeet word nie geken en sê, hy is so. Ja. En al wat ek doen, soos wat ek meen, ek het my hele familie, elke keer as ons 'n funksie het, dan sê hulle ek moet 'n bietjie gepraat, dan praat vir Here. Dan sê ek kom bid, kom ons almal bid saam. Dan lei ek hulle almal na die Here toe, maar kyk wie bid. Dan sien ek van hulle wat nie bid nie. En hulle elke keer as ek dit doen, hulle daai spesifieke mense bid nie. Maar in die Bybel sê die Here, vra my vir 'n werker, want die oes is ryp, wat hulle sal bereik. Ek het nie die vermoë nie, Here. Stuur vir my werker wat hulle sal bereik, bonatuurlik. En ek ontvang dit dat dit gedoen is in Jesus naam. Amen. Glory. Ek het en ek sê nie julle moet dis my hart gewees. Ek het op 'n plek gekom wat ek wat ek gesê het, Jesus, ek sê as my kinders nie gered is, vat my lewe. Want Moses het op 'n plek gekom en gesê toe hy die Israeliete sien daar wat sonde gepleeg het met die kalf. Toe sê God, ek gaan hierdie nasie uitwis. En toe sê hy, Lord, take my life. I'm standing in the gap this morning. So ons moet so radikaal roekeloos wees om te sê, Jesus, vat my lewe. En dis op daai plek, Vader jou hart ken, sê, vat my lewe. As my kinders sê, vat my lewe. Ek het dit gelê. Ek het gesê, vat my lewe. Wat beteken my lewe as my kinders nie gered is? As jy by jou werk is hierdie week, maklike vraag. Ons sê elke weer, ons kan dit neerskryf, Chris, onthou, Werner, jy onthou altyd, maklike vraag. Gaan na een persoon toe en vra vir hom, hoeveel geboortes het jy gehad? Maar jy sê hom die volgende, kom ons maak dit maklik vir mekaar. Sê vir hom die volgende, kan ek jou 'n vraag vra, maar jy moet my nie vandag antwoord. Sê vir hom die volgende, is ou wat saam met jou werk, jy weet jy gaan hom môre weer sien. Sê, ek wil jou 'n vraag vra, maar jy mag my nie vandag antwoord nie, is dit reg so? Dan gaan hy vir jou vra, wat is dit? Dan vra hy net vir hom, hoeveel geboortes het jy gehad? En dan los jy, dan vra hy môre. Dink jy hy gaan onmiddellik soek? Hy gaan wonder. Vra hom net hoeveel geboortes. Ja, want dan gaan ons terug, dan gaan wys hom. Die eerste geboorte, is dit jou ma? Kan jy dit onthou? Nee, waar is die tweede geboorte? Kom ons gaan kyk, gaan die skrif, maak jy vir hom Johannes 3 oop, 3, 4, 5, en dan vers 7 sê, you must be born from above. Nou vra jy vir hom, het jy hierdie geboorte gehad? En as hy nie vir jou sê, daar's 2 geboortes sê,
Dis 'n baie goeie plek om te begin. So iemand te sê, moenie vir my antwoord nie. Sê net vir hoeveel geboortes het jy gehad. Nou los ons hom. Dis nou eintlik baie maklik, want jy konfronteer hom, jy vra hom 'n vraag. En jy maak dit maklik. Sê vir hom moenie vir my vandag antwoord nie. Maar dieselfde ek in die vraag, ek sit nou terwyl jy praat sit ek en dink aan ons leiers in ons kerk nou. Ja. En die mense wat ek ken, né. En my eerlike opinie as ek nou en ek sal sê die meerderheid van hulle het nog nooit iemand na die Here toe gelei nie. Dis Nog nooit. Dis hoekom Kolenda met die goed begin. Ek Nog Januarie nooit. hierdie burn-out gehad het. Want die Heilige Gees het my begin, ek wil nie sê hy het my aangekla nie, hy kla jou nie aan nie, hy het my oortuig. Hy het my, wat sê regte woord? Convict. Ja, hy accuse jou nie, want die vyand sê accuse. Hy het my convict, maar hy het my so convict, hy het my so aangespreek en gesê, dit help die ouens kom Vrydag in en uit, maar die manne wat inkom is nie gereed om 'n ou uit te gaan en 'n ou een na Jesus toe te lei nie. Die groot ding van die Bybel is sy reëls moet ou volg. Want jy gaan, as jy uitgaan, gekonfronteer word met baie plekke. Party ons gaan jou vloek, hulle gaan lelik met jou Ja. praat. Die vraag is, gaan jy offense vat en terugpraat? Of gaan jy stop en loop? Die Vra. ouens is bang vir die offense. Yes, so verstaan jy wat ek sê? Jy moet onthou, Jesus het gesê, vir my naam gaan jy persecute word, finish en klaar. So dit is 'n law klaar, dis daar. Here waarsku ons voor die tyd. So party ons gaan vir jou sê, laat jou voete raas. Ons gaan doen one-on-one by die huise, ons loop hier deur die Cleverness se gebied. Stap jy daar by huise en dan sê hy vir my, ek wil na hom toe loop. Die eerste keer wat ek aanloop, toe vloek hy my. Sê vir my, hierdie is my jaartjie, kom jy in my jaar. Staan ek buite, sê ek, maar ek wil met jou gesels. Ek vra jou toestemming, kan ek dan kom? Sê vir my, nee, toe praat hy met ander tale wat jy nie wil hoor nie. Maar jy moet nie offense vat nie, verstaan jy? Jy moet hom bless en sê, Here seën jou. En dan loop jy weg en sê, Here, dat iemand hierdie man sal bereik, Here, supernatural. En vir jou amazing is God. Nou, en hierdie een getuie wil ek julle vertel. Ons loop in Hilton. En ons loop so af en die mense kuier vir voet. Dis oralste buite sit die mense en drink en party. Ja. En musiek wat hulle speel, die rappers se woorde, is net vloek. En enigiets, ons loop so af en die volgende moment kom 'n vrou uit. Sy's besig met, daar's so 5-6 man, sy's die enigste vrou daar. Sy's besig om uit te loop. En ek kry haar, ek loop in die straat, sy kom so ingeloop en Here sê vir my ek moet omdraai na haar toe. Ek draai om en ek gaan loop met haar toe. Ek sê vir haar, wie Jesus is lief vir jou? Sy sê meneer, dit is nou, sy praat in Engels, sy sê vir my, ek weet nie hoekom is ek hier. Ek het nog met hierdie manne gesit en praat hierso. En hier, iets het met my gebeur, ek moes uitkom hierso. Ek weet nie hoekom nie. Maar hier vra jy my 'n vraag, nou weet ek hoekom ek moes uitkom, want ek het iets nodig wat jy het. En daar praat ek met haar, lei haar na die Here toe en sy jubel en juig, want sy het saam met daai ouens gekuier, nou sy 'n ander mens. So, buitekant is Cowboy Town, ek kan jy nou sê. En daai ons ruk vinnig hulle rollies uit en sê vir jou, ja, jy moet loop, jy moet nie, ou moet altyd maar net, jy moet toestemming kry waar jy ingaan of waar jy loop of whatever, dat jy nie gejag word of jou offense vat, want onthou as jy loop en jy vat offense, dan gaan jy anointing. Want die Bybel sê, moenie kibbel met mense nie, moenie redeneer met mense nie, jy praat mooi met liefde, en as hy nie wil vat nie en bless jou, dan bid jy maar net, staan net daar, Here, kom ek bid net vir jou meneer, dis al wat ek wil doen. The Spirit of God, that's everything. As hy saad geplant is, dan gaan water oor dit kom wat dit sal, en Here dit sal dit gedoen. Een wat ek ook nog wou sê is iets van confession, dis Numbers 14 verse 28. Numbers 14. Dis 'n law wat die Here gemaak het. Ja. And I say unto them, as truly as I live, says the Lord, as you have spoken in my ears, so will I do to you. Halleluja. So wat praat jy? Ja. As I live, this is the Lord's declaration. I will do Daar is 'n mooi ding. to you exactly
as I heard you to say. En dit is nie of jy gered is of nie gered is nie, dis vir almal. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte, dis 'n law. So as jy sê ek kan, werk dit. As jy sê ek kan nie, dit werk ook. So wat jy moet werk in jou lewe. Confess die regte goed. Confess. Ja. Kom ons kyk net na twee basiese, maar die belangrikste skrifte is deel van dit, soos wat ons onthou nou die vraag wat julle het. Hoeveel geboortes? Nou in dit is daar twee belangrike skrifte wat julle moet ken. En julle moet dit memoriseer. Die een is 3:23 en die ander een is 6:23. Alright, Romans. Alright, 3:23 en 6:23. Alright, so dis maklik om hulle onthou. Soos 3, dan tel jy net weer 3 by en as jy by 6. Twee wat jy onthou. Hierdie is jou basiese fondasie vir iemand waarmee jy moet begin. En die eerste een is, as 'n ou vir jou sê, nee maar, ek is nie van, jy weet, ek gaan kerk toe doen. Die belangrike ding om te weet is, almal het gesondig. All have sinned. Not some. Alright. And fell short of the glory of God. Alright, so dis die eerste skrif. Dan die tweede een is, almal het gesondig. Okay, nou kom die volgende een in. 6:23. Gee vir ons die volgende. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So the wages of sin, almal het gesondig. En wat is daai wages wat jy gaan kry, die loon van daai sonde, is die dood. Maar daar's een oplossing, en dis Jesus Christus. Nou as jy daai twee skrifte ken, dan maak jy die deur oop vir iemand, dan maak jy die deur oop om vir iemand te vra, as jy vanaand sterf, hoeveel persent is jy seker? Ek sal partykeer graag wil sien. Ons het dit lank terug, ek het dit al veel keer gesê, hier gedoen. As jy vir iemand vra, wat is jou geloofsekerheid? As jy vanaand sterf, is jy op daai oomblik. En soos wat die Dismas aan die kruis gesê het, die een aan die regterkant van Jesus, today, wat Jesus van gesê, today you will be with me in paradise. Hoe verseker is jy? Is daar 'n mate van twyfel of is jy op 'n plek wat jy sê, ek weet ek is daar? Nou as jy daai vraag vra, hoeveel persent is jy seker? Want, Kobus, hoeveel persent moet jy seker? Want ek moet 100%. Jy moet weet. Ons moet dit weet. Jy moet die vaste vertroue hê, dat jy moet op die plek wees en sê, Jesus, as ek dit nie maak nie, dan gaan baie min dit maak. Jy moet daai versekerheid in jou hê. As sê, as ek dit nie maak nie, ek het U so lief, as ek dit nie maak nie, dan gaan baie van my ander pelle wat ek weet, dan gaan hulle dit verseker ook nie maak. Want jy kan kyk sportmanne, ouens wat verseker is ouens wat die wedstryde wen. Jy gaan nie met 'n halfhartige span wat nie vol selfvertroue is nie. Party is so overconfident, dan verloor hulle, want hulle was nie gefokus. So ons fokus, waar moet hy wees? Elke dag op die kruis. Deny yourself. Dis wat jy weet. As jy saam met hom wil leef, dan moet jy saam met hom sterf. Dit het ons hier gesien. Sal ons aangaan om te sondig, en dan vat jy hulle net na die punt te begin toe. Gideon het altyd 'n manier gehad, hy vra jou net 'n vraag. Soos hy sê vir jou gevra het, hy sê ingekom het hier. Hoeveel geboorte hy maak, hy het altyd so wat noem jy dit, so 'n vroeë manier, hy het so 'n droë manier, sin vir die môre. Casual. Dit is gevra. Dan sit ons nou die oggend met disipelskap, sê gou vir my, hoeveel geboortes het jy gehad? Dan sal jy vir hom sê 2. Dan sal hy vir jou net sê, okay, kom sê jy so, dan vra jy net die vraag. En jy moet op jou voete dink, want hy vra net die vraag en jy moet op jou voete dink. Maar hoekom het jy 2 geboortes gehad? Waar lees ons dit?
dan en as jy hom en haar dan sê hy, okay, hy sê nie vir jou lees nie, hy sê maak jou Bybel oop. Kom ons gaan kyk daar, want hy wil hê jy moet dit self lees. En baie keer as jy by ou op straat is of jy kom by ou, haal jou Bybel uit of jou selfoon uit, wys hom en dan vra jy vir hom. Jy kan dit lees, maar ek wil net iets sê wat ek al agterkom. As 'n verskil is jy dit lees en as jy vir iemand anders sê lees dit. Wat iets gebeur in sy hart as hy self die woord lees. Entrance of your word is light. Ja, want hy lees dit. Hy kan nie sê, glo jy God se woord? Hy sê, so many as us has been baptized into Christ, we baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism. So as jy begrawe word hier, ek sê dit weer, dan jy klaar al gesterf. Want die sterwe vind nie in die graf plaas nie. Die sterwe vind in die kruis plaas. Deny yourself, as nou na dit kyk. Hy sê, the old man is crucified, sien julle daar, is crucified with him, that the body of sin may be destroyed, henceforth we shall not serve death. For he that is dead is free from sin. Sien julle wat gebeur? Hoe kry jy die sonde uit jou lewe uit? Jy moet sterf. Vers 17 is. Ek gaan nou. Now, if you be dead with Christ, you also shall live with him. Kom ons kyk daar, Dirk lees hom. But God be thanked that you were servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine, that which was delivered to you. But thank God that although you used to be slaves of sin, you obeyed from the heart the pattern of teaching to which you have handed over, and having been set free from sin, you became enslaved to righteousness. Sê jy? Hy sê, julle moet vir God dankie sê dat julle voorheen slawe van sonde was. Nou wat jy sê, julle het gehoorsaam geword het, Ja. aan die ware evangelie. Ja. En dan sê hy, vers 18 sê, you became servants of righteousness. Jy sien, om in geregtigheid, right standing te staan, om in geregtigheid te staan, kan jy in geregtigheid staan? Nee, as jy loubaar in die skool is. Hoekom? Hy vraag, dis wat baie mense kibbel, want die Here sê, jou gift wat jy gekry het, hy sê, and I imputed righteousness unto Abraham because he has believed. Ja. En as jy nie in God glo nie, dan glo jy mos nie in sy werke nie. Ja. As jy halfhartig is, dan sê jy God is nie goed genoeg nie. So jy moet weet dat jou God met hom alles is moontlik. So jy moet flat out vir hom gaan en flat out vir hom leef. Ek het flat out vir die duiwel geleef en ek het hom entertain. Klaar met hom. Ek het 'n nuwe God nou en hy's my saligmaker, hy's my redder. Ek het iemand nodig gehad vir wat my kon red, wat my lewe kon omdraai. En die dag toe dit gebeur het, daai wat met jou gebeur, alles wat wêrelds is verlaat jou. Ja. Wat Kobus sê is belangrik. Abraham het geglo en dit het hom tot geregtigheid. Maar nou die volgende, nou dink almal glo, kyk, ons kan nie, wat noem hulle daai ouens, as jy net skrifte piek. Jy weet, jy vat net 'n skrif en dan kies jy net en dan gebruik jy dit. Jy weet, jy soek net sekere skriffies en dan sê jy dit is, jy moet net glo. Maar die verskil is wat Abraham tot geregtigheid gebring het, is die volgende. Toe God vir my opdrag gee, vat jou enigstgebore, jou eersgebore seun, wat het hy gesê? Nee, ek staan in geregtigheid, ek gaan hom nie nou vat nie. Of het hy sê geregtigheid beteken Heer en obey. So, en dis waar ons baie keer mis, want ons dink ons het net te hoor. Maar daar's twee dele, twee kante, twee snydende swaard. Hear and obey the word of God. Want jy kan nie, Abraham kon nie hierdie gedoen het, as hy nie hier was nie.
Luke 9:23, and he said to them all, if a man will come after me, let him deny himself. So het Abraham homself deny daar. Hy het homself verloor, want hy het self uit God se wil uitgeoefen. And take up his cross daily and follow me. So om hom te gevolg het, om sy seun te vat, van hy grootste gehoorsaamheidstoets ooit, moes hy homself verloor. You cannot walk in a trust relationship with a person if you don't walk in a relationship with that person, if you don't know that person. Jy kan hom nie vertrou as jy hom nie ken nie. As hier nou 'n vreemde ou hier ingestap kom en hy sê hy vra vir Kobus of enigeen van ons, geef my R1000. Ek gaan dit nou vir jou terugbring. Gaan jy dit? As 'n ou hier instap, hoe gaan jy dit doen? Dit is, as die ou, jy het al so stel afgeloop dat die ou by die agterkant van die winkel uitgeloop het. Trust. Van jy 'n ou wat jy nie ken nie. Nou sê hy sê hoorie, ek is nou terug, maar ek het nou gou R2000 nodig, en jy nie vir my leen gou vir my nie, leen gou jou kaartjies weer, ek wil net. Maar as Kobus na my toe kom en vir my vra, en ek ken hom, en ek stap in 'n verhouding met hom, iemand vra jou. Nou ons probleem is, can we trust God in such a place because we walk in intimacy with Him? Kan jy met jou hele hart? Kan jy nie gou net op jou bord gaan na Hebreërs Jeremiah 17. Jeremiah 17. Vers 5, 6, 7 en 8. Ek wil net iets sê daarso, wat jy nou presies wat jy oor praat. Ja. Thus saith the Lord, cursed be the man that trust in man, and maketh the flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and he shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt and not inhabited salt land. Blessed is the man that trusts in the Lord, and whose hope the Lord is. Ja, for he shall be, daar kom ons terug na Psalm 1. He shall be like a tree planted by the waters, that spread out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. But jy sien daai woord, blessed is the man that trusts in the Lord, whose hope, blessed is, daar's 'n belofte vir jou, geseënd sal jy wees. Nou, ek sit met wat 28 jaar groot vlei was, en iemand vra vir hom, van die psigiatriese student is, sy boek wat hy geskryf, wat beteken trust? Hy sê vir die student, let me not answer the question to you, let me ask, en hy noem die persoon se naam, that is second in charge of the 28 gang members in Vroedvlei. Hulle vra vir die persoon, what does trust mean to you? En die persoon sê, if I cannot trust, it will cost me my life in prison. En daar sny daai woorde sny so in my hart, en dit sê, kan ons God so vertrou, soos wat hulle mekaar vertrou daar binne, om te sê, want jy weet, as jy op daai vlak van geweld, misdaad en bendes is, nee, as jy nie die ou langs jou vertrou nie, word jy nie môreoggend wakker. Ja. Dan word jy nie môreoggend wakker nie. Hulle vertrou, hulle het soveel geloofslesse, wat hy ons kan leer, van vertroue. En ek het gesien in die tyd wat ek met hom gesit het, jy vertel hom nie enige iets nie, hy kyk jou baie mooi deur. So die Bybel terug sê dat obedience is better than sacrifice. Maar ons wil altyd eerder sacrifice in steede om gehoorsaam te wees. Ja. Want sacrifice, ek dink ek moet werk vir Here, ek moet dink Ja. dit en ek moet dink Ja. dat doen. Ek dink ek moet daai ou vertrou en ek moet daai goed nou. Soos hy terug sê, is gesê, Here, ek is my God en my saligmaker. Ja. Geen onheil sal oor my kom nie. Geen wapen teen my gesmeer sal vorder nie. Wat beter proteksie wil jy hê? Niemand sal naby jou kom nie.
Daai wat Prophet eendag getuig het, toe sê hy het geloop in die straat. Hy kom net van 'n selgroep af en hy loop met sy Bybel so op sy bors loop hy af in die straat in die nag alleen. En die volgende moment kom 3 manne van voor af. En hulle begin hom konfronteer. En die volgende moment hardloop hulle. So wat het gebeur? Hulle weet. Maar Prophet weet in sy innerste dat hy weet God se beskerming was daar. En daai ouens moes die engele van die Here gesien die beskerming om hom. En net hardloop het. Verstaan? En is daai mense as jy in 'n plek is waar jy so God so onvoorwaardelik vertrou, nee. Yes, jy what can man do? If God is for you, what can man do? Niks. Ek meen ons moet op 'n plek wees. Ek dink aan die seuns van Jakob. En baie van hulle het, jy weet, maar op hulle sterfbed. Ek het 'n boek, The Testament of the Patriarchs, wat hulle in die dooie see gaan kry. Elkeen het 'n testament geskryf. Hulle gaan kry daai testamente van hulle 2000 jaar plus nadat hulle dit geskryf het. Hulle gaan sit daai in boekvorm. En elkeen van Jakob se seuns het by hulle sterfbed. Hulle het gesin om hulle geroep. Maar die ding wat my aangetrek het is, elkeen van hulle het geweet die dag wanneer hulle gaan sterf. So ek het al Henry Groewe wat hoeveel jaar 40 nasies gestap het so 'n verhouding met God gestap. Hy het vir sy vrou gesê, my tyd raak min. Om Gideon het vir my gesê, my tyd raak min 6 maande voordat hy huis toe is. Hy sê ek moet werk doen, ons moet gou goed doen. Ek is Vrydagoggend, ek moet Heidedal toe gaan, ek moet nog dit doen. Hy sê my tyd raak min. En ons het dieselfde oggend wat hy die aand huis toe is in 'n hartaanval toe hy sy heup gebreek. Daai oggend het ons nog die laaste keer wat hy dis om die tafel gesit en huil. So wat ek net probeer sê, ons wil julle so aanmoedig en myself. Dus ek iets sê dan praat ek met myself. Eerste. Ek moet myself so bemoedig en sê ek wil so in 'n verhouding loop. Laat die vyand nie vir my vertel wanneer my dag verby is. As ons hom gaan sien terwyl ons gaan sien op, want daar's 'n generasie wat nie die dood gaan ervaar nie. Ja. En ek weet ons is daai generasie. En laat ek nog kan opstaan en sê, Lord, but you have numbered my days. No one else. You have numbered my days. Ek gaan die kom sien terwyl op die wolke kom. Dis waarvoor hy ons geroep het. Maar as ons niks, as daar nie iets is, 'n doel is waarvoor ons werk en leef, het hy nie 'n doel om jou nog hier te hou nie. Kan ons huis toe vat. Maar as hy sien hier's 'n span manne wat gereed is om voor te berei en te sê, ek het dit nog nooit gedoen nie, maar berei my voor. So, kom ek vra vir Kobus, kom ons sluit af en bid Kobus vir ons 'n gebed. En in die gebed, elke ou gaan vir hom 'n ou identifiseer, maar in die gebed gaan hy vra, maak ons harte so warm, laat dit so brand hier, dat ons nie kan wag om uit te begin gaan. Thank you Lord, thank you Lord. Ek voel hom manifest Here nou. Ribosi barabatsara khotoro. Rosieta rabasatara. Here hierdie dag, Here. Rikotusiti. Vra Here dat U vuur in iedereen en elkeen Riko se anse hart o ratara. sal in die brand steek. Here, dat ons sal brand vir 'n honderde van meer van U, Here. Dat ons kan minder word, dat U kan meer word. Thank you Lord. Here. Yes. Here, gee vir ons nie net bloedvergifnis nie, maar gee ons nasies, Here. Yes. Dat ons kan uitreik, Here, mense bereik, Here, wat in lyn staan, wat ons moet bereik, Here. Dat ons bold sal loop en geen vrees sal hê, Here. Onvoorwaardelik U sal vertrou, ons loop met ons is, Here. Ribotsorobushiti. Die wêreld is boos, Here. Maar wanneer God met ons is, Here, we are giant killers. Here, ons is vreesloos in die naam van Jesus, Here. Ek dank U, Here, dat 'n honger te oor elke ene wat hier sit in die tafel of wat hier inloop, Here, 'n honger te sal kry, Here, om in die woord te fees. Here, 'n magtige verhouding met U te bou, dat ons sal weet, Here, ek loop in die autoriteit wat vir my gegee is van die hemel, en ek in die hemel wat saam met my is.
Ek kan net loop, want ek weet my God is met my, niks sal my ontbreek. Here, ek dank U Here, U lei ieder en elkeen van ons na groen weivelde toe, daar waar daar rus is, Here. Dankie Here, het ons ook daai bome sal wees wat langs waterstrome is, wat se blare altyd die regte plek en Here, tot die regte vrugte sal Send dra. your Here. fire, send your fire. Yes, Lord. Yes, Sitarabatsa. Fire. Yes, Sitaribot, send your Consuming fire. fire. Let your Yes. glory light shine through us. Ribot. Everything that is not Yes. of you, Lord, supernaturally be Ribot. removed now in the name of Jesus. Ribot. That the anointing breaks the yoke of everyone that has got a yoke in their life. Supernaturally, this day, Lord, that yoke be destroyed now in the name of Jesus. Lord, that we are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And your Bible says those who are led by the Spirit is called sons of God. Lord, and you have given us the opportunity to become sons of God, Lord, that we will walk, to know that we are sons, that we know, Lord, you are our Father. And with you, Lord, all things is possible, and we can do all things in Christ who strengthens us. You are our strength, you are our ability, Lord. And thank you, Lord, that each and every one that when they walk out here this day, Lord, Yes. ignited, that they will not be battle to wait to go out. Father, send us the people Yes. that we need to be reconciled. Send them, Yes. Lord, send them, Lord, Yes. send them. Give us a Let spirit us of pray over discernment them. I bring that them we now can see before them, you. I Lord. bring them Hallelujah. now. And give us word of wisdom, word of knowledge, Lord, that we can speak to people. And Lord, that we not only preach the word of God, but demonstrate you, Lord. Thank you, That Jesus. we can show people you're alive. You're a God that is alive. Yes, it is. Father, thank you for this day. Thank you for this opportunity, Lord. And each and every one that sits around this day, it's not here by accident. It was a divine appointment for Thank each you, and every one of Jesus. us here Thank this you, day, Lord. Lord, that you have spoken through Yes. people to us this morning. Yes. And Lord, your word is alive. It is entrance of light when we read it, when we hear it. And it's a lamp unto our feet and a light unto our path, Lord. We thank you, Lord, Yes. you're amazing. Wow, God, every day in our lives. Wow, every day in our lives. Thank you for the provision we receive. Yes. Thank you, Lord, for the open heavens we have. Thank you, Lord, Thank you, that you Lord. open Praise the your name, floodgates Jesus. of heaven. Praise your name. Flood our Praise storehouses, your Lord. name. Praise your Bless name. us, Lord, so that we Yes. can forward your kingdom, Lord. Oh, Bless us that we can forward your Sitarabasita. kingdom, Lord. Bless us, Lord, that we can Rokotorobusita. forward your kingdom. Yes. In Jesus' name. Hallelujah. Father, we thank you. We thank you, Lord. You call, Oh, you provide, Rabas. Lord. We thank you for that, Lord Jesus, and that we walk and trust you unconditionally in our hearts, knowing he who Hallelujah. has called you is faithful and will do it. Yes. We thank you, we praise you, we worship and adore you. And I ask also, Lord, each and every one of us sitting here Arabasitiridadada. that has people in their lives that is not Yenda, saved. Yes. I ask you according to your word, Yes. your Bible Send them says, to them, Lord. you ask Bring me them. for a worker Let to us pray reach them. for I ask you for workers bring to them. reach those people We that call you know them. of, Call that them will in. We call them reconcile in. with you, We Lord, call them that they in. can also go to heaven. Arriba, Lord, I thank you that we take it by faith. It's Tarabasitiriba. already done for us in Jesus' name. Rekotoro. We bless thy holy name. We worship you. We adore you. We glorify you. We magnify you. Because you're a wild God. And we give thanks to you, O God, because you are good and your mercy endures forever. And we, the redeemed, say so, whom you have redeemed from the hands of the enemy. We thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. So, Father, I just want to release Leviticus 6, 12 and 13 over the men right now. That the fire on the altar is to be kept burning. It must never go out. Every morning the priest will burn wood on the fire. He is to arrange the burnt offering on fire and the burn and the fat and the portions and the fellow offerings. The fire on the altar must be kept burning on the altar continually. It must not go out. Father, I pray that that altar is our hearts. Let that fire on our hearts keep burning in the mighty name of Jesus Christ. We declare it, we speak it, we prophesy it over the men here. In the name of Jesus, our Lord and Messiah. Amen. Amen. And we all agree. Amen. Amen. Hallelujah. Ja, woorde dra krag, gewig, so sal dit wees. Baie dankie. Thank you, Lord. Baie dankie. Dankie. Baie dankie. Hallelujah. Baie dankie. Prys.